by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Party oorloë maak geraas en party oorloë gebeur stil. Dis die oorloë wat niemand sien nie, wat mense gewoonlik vernietig. Die geheime verslawing, die konstante skuld, die gedagtes wat niemand ken nie, die patroon wat jy beloof het jy gaan breek en dan weer terugval. Die vreemdste deel van sonde is dat dit dikwels begin as troos. Mense hardloop nie eers na sonde omdat hulle boos wil wees nie. Hulle hardloop daarin omdat hulle leeg, moeg, angstig, selfs alleen voel. En dis waarom Jesus in Matteus 5 nie net gedrag aanspreek nie, maar die hart. Hy verstaan dat die probleem dieper gaan as bloot aksies. Sonde is nooit net 'n buiteprobleem nie. Dit word 'n identiteit. Verskoon tog. En dis hoekom baie mense vasgevang bly. Hulle probeer ophou, hulle probeer harder, hulle voel skuldig, hulle bid desperaat, maar diep binne glo hulle steeds, dis maar wie ek is. Maar die evangelie begin altyd op 'n ander plek, nie by skaamte nie, by identiteit. Jesus ontmoet en sien mense nooit as hulle sonde eerste nie. Hy ontmoet en sien hulle as mense gemaak na die beeld van God. En dis waarom hy sondaars kon aankyk met waarheid en genade op dieselfde oomblik. Want jy verander nie deur konstant te fokus op hoe sleg jy is nie. Jy verander wanneer jy begin glo wie God sê jy werklik is. Dis waarom disippelskap nie bloot gaan oor nee sê vir verkeerde goed nie. Dit gaan oor oefening, oor nuwe ritmes, nuwe denke, nuwe gewoontes, nuwe gemeenskap. Wanneer iemand ernstig raak oor gesondheid, verander hulle nie net een gewoonte nie, hulle verander hulle hele leefstyl. Hulle kombuis, hulle ritmes, hulle mense, hulle omgewing. Dieselfde gebeur geestelik. Jy kan nie konstant in donker leef en verwag lig moet jou outomaties vorm nie. Dis waarom die kerk so belangrik is. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe beteken dat ons nie alleen veg nie. Daar waar ons bly, werk en speel, vorm ons mekaar voortdurend. Jy word altyd gevorm deur iets, deur iemand, deur 'n storie. En dalk is die vraag nie net, wat probeer jy ophou doen nie? Miskien is die groter vraag, wie oefen jy om te word? Tot môre, mooi loop.